Ek lees in Hebreërs 6 vers 1 'n baie interessante opmerking deur die Hebreërs skrywer. Hy sê, ons moenie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Dit lyk vir my asof hy die leser wil aanmoedig om verder ondersoek in te stel, om te gaan kyk en te beleef dat daar baie meer is as net die basiese dinge. En ek dink dit begin by om oor hierdie dinge, die ander dinge te dink, om daaroor te pyns of om dan dit in gedagte te hou, dat daar meer is as wat jy dalk vandag weet. In Filippense 4 vers 8 sê hy, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Met ander woorde, dink aan ander dinge ook. Besef, daar is meer om in jou om in jou gemoed te realiseer, om te weet daar's meer as net die basiese dinge. En ek dink dit sluit aan by wat die psalmskrywer in Psalm 1 daarvan die eerste 3 verse sê. Hy sê dit gaan goed as jy nie net met die sondaars omgaan nie. Met ander woorde, deel is van die mense wat eintlik maar net die ligsinniges is en nie bietjie dieper dink nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy sê so iemand word soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is ook voorspoedig in alles wat hy aanpak. En daarom wil ek jou nooi om in die volgende tyd bietjie saam met my oor enkele bekende Bybelse verwysings waaroor gewoonlik in kerklike en Bybelse terme gepraat word, maar ook na ander dinge wat ons nie gewoonlik aan dink nie, dinge waar uit ons lewe bestaan, om dit bietjie saam met my daaroor te dink en daaroor te pyns en bietjie te ontdek. Daar is baie meer om te weet en te waardeer as wat ons dalk dink. Kom ons dink reg en loop reg.